Stories van vloede en skrik, waters en rampe en brande, weer eens in die Kaap met sy winterreënvalgebied. Ai tog, die jaar 2026. Elke jaar het sy hoogtepunte en laagtepunte. Die eerste deel van 2026 sal waarskynlik bekend staan as die jaar van die mega-oorstromings, landswyd. Nee, oral, selfs oor see en in ander lande. Hier by ons, ontworteling van 800 jaar oue bome en karre en mense wat meegesleur word. Oral sien jy nuus en beeldmateriaal daarvan, selfs 'n orkaan wat deur Mpumalanga getrek het. Dit wat nou in die Kruger Wildtuin en Oos-Transvaal gebeur, is ongekend vir die mense van ons generasies. Merke van 200 jaar oue vloedlyne verdwyn onder golwende waters. Die laaste grootte was in die jaar 2000. Wat nou gebeur is blykbaar nie eens 'n fraksie daarvan nie. Die angs van water wat naderkom terwyl jy op vakansie is, langs jou rondawel, jou kar waar hy geparkeer staan van sy wiele aflig en saamvat na 'n vreemde water- en sandgraf. Ons vertel 'n storie van jare gelede, 2 sissies wat op laerskool in die koshuis was, graad 1 en 2. Die pa het hulle iewers in Januarie met sy bakkie gaan haal vir die eerste naweek huis toe, met 'n rol rokmateriaal wat ma sal gebruik om skoolrokkies en uniforms mee te maak. Op 'n plek kruis hulle gewoonlik 'n droë rivierloop. Maar die rivierloop is nie vandag droog nie. Dit het mos woes gereën. Die waters is nie diep nie. Die bakkie is vroeër hierdeur op pad om die kinders by die skool te gaan haal. Maar nou met die terugkom wil die bakkie nie meer vorentoe of agtertoe nie. En die grond is nie meer so vas soos net nou nie. Een van die sissies wys daai kant toe en roep uit, "Kyk pappa, wat kom daar aan?" En pa kyk gelukkig. Toe maak hy deur oop, gryp die kinders en laat spander en spat en struikel en strompel vir die oewer met hulle in sy arms en hy maak dit so byna nie. 'n wal water hoër as die bakkie tref die voertuig dwarskant en daar gaan hy. 'n skrikervaring wat nie deur almal oorleef word nie. Soos die Engelbrecht kinders wat dit nie gemaak het nie. Die Engelbrechts was van die eerste mense wat die Laagveld begin tem het en daar gewoon het. Vele jare voor die sissies se skrikavontuur. Daar was 'n broer en 'n suster van so ongeveer 18 jaar. Hulle is met pa se trokkie gestuur om iets te gaan oplaai. Dit het gereën, maar niks noemenswaardig nie. Op 'n stadium moes hulle 'n end in 'n droë sandrivier ry. 'n Rivierloop waarin hulle nog nooit water gesien het nie. En dikwels moes hulle die bakkie uitgrawe as dit in die dik sand vasgeval het. Hulle is bly vir die reën, want reën help om die sand vas te lê, sodat die wiele kan vasstrap en nie sink nie. Maar vanselfsprekend het niemand in daardie stadium geweet of rekening gehou met die waters wat op die Transvaalse Hoëveld in elke klein loopie begin vorm en later in strome bymekaar kom om in magtige riviere na die laer dele van die land te spoed nie. Dit was 'n donderende massa skuimende bruin water wat die sandspruit in 'n vloedgolf getref het. Aanvanklik is die bakkie opgetel en meegesleur met die kinders nog steeds binne-in. Daarna het dit begin tuiwel en gerol. Daar was toeskouers wat gesien het hoe die jong mense in 'n stadium kon uitkom en toe het hulle probeer swem vir die oewer. Maar dit was net vir 'n kort oomblik. Daarna het die water hulle verswelg. Die pa, wat op die plaas daar naby gewag het vir hulle, het sy muilkar ingespan en na hulle gaan soek, rivier op en rivier af. Sy gewoonlik sagte stem was rou en seer geroep. Die mense wat hom gehoor het, het genoem dat dit geklink het soos 'n dier wat uit sy maag brul van pyn.
Klanke wat nog lank in na die ouerman se dood op reën- en onweersaande daar in die omgewing gehoor is deur ander mense. In daardie stadium het Pa Engelbrecht se gees die aarde gegroet, al het sy liggaam nog vir 'n tydjie lank voortgestrompel. Water is magtig. Het jy ook 'n storie van groot waters, haalstorms en vloede? Deel dit gerus met ons in die comments. Dit sal lekker wees om van jou ook te hoor. En op die skakels wat nou op die skerm gaan verskyn, is daar 3 stories van vloede en water wat ek geskryf het, waarna jy soos altyd gratis kan luister. Onthou om op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories in te teken. As jy wil en kan, dan kan jy ander stories ook gaan luister onder podcasts. As jy van 'n storie of geselsie gehou het, druk asseblief die like knoppie of sê iets vir my daaroor. YouTube beskou Afrikaans as 'n baie klein en onbenullige taal. Kom ons wys vir hulle dat dit 'n taal is wat saak maak vir baie mense, dat dit ook werk op YouTube. En dankie vir die mense wat al saamgesels en gewys het dat hulle soms luister en kommentaar gelewer het op stories. En nou volg die skakel na die stories op die skerm hierbo. Tovernag of Betowerende Nag is 'n korter storieboek wat jy die hele storie kan luister. En dan daardie onvergeetlike Valentynsdag, 'n liefdesverhaal wat in een sessie vertel is. Nommer 3 kom uit Stories van die Dood. 'n Spookstorie, Die Geval van Kaptein Flint Welsh, 'n bonatuurlike gebeurtenis. En dankie dat jy hierna geluister het.